Louis, daar is 'n vraag gewees oor wat is 'n persoonlikheidsversteuring? Kom ons sê dan in breë trekke, want ons praat baie keer oor antisosiale persoonlikheidsversteuring, grenslyn persoonlikheidsversteuring, narcistiese persoonlikheidsversteuring. So ek dink om daai familie te bespreek, wat is 'n persoonlikheidsversteuring? Hm. Goed, kom ons praat net eers wat is 'n versteuring en wat is persoonlikheid. 'n Versteuring wat ons van praat is dis sommer 'n woord wat ons na verwys in die algemeen. Ons almal doen dit om na iets te verwys wat buite die normaal is. As jy 'n verkoue het, dan het jy 'n versteuring. Dit beteken nie dat daar's fout met jou as mens nie. Dit beteken daar's iets wat versteur is buite die normale patroon. Normale mense se neuse loop nie heeldag nie. So jy het 'n neusversteuring, alles vir die dag. Of 'n longontsteking. Dis 'n versteuring. As mens praat van persoonlikheid. Persoonlikheid is dit hoe ons geword het oor tyd en hoe ons in die meeste situasies dink, optree en voel. Jy weet, mense is tog anders in verskillende situasies, maar daar's so goue draad. Dis amper soos om verskillende foto's van mense te hê. Jy lyk verskillend op al die foto's, maar mens kan nog steeds sien dis jy. Dis daardie ding wat jou uniek maak van hoe jy dink en voel en optree. Nou kom ons praat van niemand loop sonder versteurings rond en jy's nooit 100%. Jou kop is nie altyd die helderste wat dit kan wees nie. Jy dink, jy fokus nie altyd die beste nie. Jy voel nie altyd 100 nie. Niemand is 100% perfek nie. So, as ons tydelik met ons iets gebeur, en dit gebeur met meeste van ons, baie mense raak bietjie af. Jou gemoed gaan bietjie af. Of dalk het jou gemoed baie swaar af vir 'n maand of 6 maande of selfs vir 'n jaar. Jy weet, dan sê ons maar jy het 'n depressieversteuring. Jy het 'n gemoedsversteuring, jy sukkel met depressie. En dit kan 'n dag wees, dit kan 'n bemin wees, dit kan baie intensief wees, en dit gebeur met baie van ons. Kom ons praat van perfeksionisme. Ons almal het so dalk so 'n streepie daarvan in 'n minder of 'n meerdere mate. Baie mense het 'n groot mate van perfeksionisme. Hulle sukkel om te gaan slaap as die spottelgoed nie gewas is nie. Wanneer raak dit 'n versteuring? Dit raak 'n versteuring as jy vir 'n paar maande nie uit jou kamer uit kan gaan nie, want jy moet heeltyd die dak teëstel. En dit gebeur baie keer met mense. En baie keer gebeur dit tydelik met hulle dat hulle herhaalde gedagtes ontwikkel. Dan noem ons dit 'n versteuring, dis 'n obsessiewe versteuring. Maar nou kom ons terug na die persoonlikheid. As daardie versteuring vashak, en dit is nie tydelik nie, dis permanent, dan praat ons van 'n persoonlikheidsversteuring, want dan beteken dit, dis nie net af en toe nie, dit is nie net 'n klein tydjie van jou lewe nie, dis in die meeste situasies sal jy perfeksionisties wees. Elke dag, omtrent altyd, jaar in en jaar uit. Nou praat ons nie meer van, sies tog, jy het net vir 'n tydjie gesukkel met 'n perfeksionismeversteuring of 'n denkversteuring nie. Nou is dit 'n persoonlikheidsversteuring, want dit is permanent. Tipe van. Goed, nou maar waar hak dit vas? Hoe hak dit vas? Is dit iets wat gebeur, maar daar iets met jou gebeur? Gebeur dit in jou kinderjare? Word jy daarmee gebore? Is dit iets wat hier in jou volwasse jare gebeur? Ja. So met ander woorde, persoonlikheidsversteuring is iets wat oor 'n lang tyd opbou. Jy kan dit sien as jy terugkyk oor 'n lang tyd dat dit tot stand gekom het. Daar is baie redes, daar is baie genetiese faktore. Trauma speel 'n groot rol. Lewensomstandighede, ondervoeding, neurologiese faktore. Daar is baie redes waarom mense soos 'n selfoon, kyk, 'n selfoon byvoorbeeld het verskillende toepassings en vaste, die Engelse woord is settings. Dis 'n vreeslike mooi woord om te beskryf dat iets vas is. Jy druk 'n knoppie en dan is daar iets wat gebeur. Maar as daardie knoppie vashak, dan kan die selfoon werk nog goed, maar die funksionering raak moeilik. As die knoppie wat een is, heeltyd vashak en as jy hom druk, dan herhaal hy. Dan is dit nog steeds die selfoon, maar met 'n vasgehaakte patroon, en dan sukkel die selfoon oor die algemeen.
So daar's baie redes hoekom hierdie goed gebeur. En daar's 'n verskil tussen iemand wat so bietjie afhanklike trekke het en ons rangskik al hierdie goed op 'n kontinuum, jy weet, wat so bietjie rondkyk, kyk wat sê die ander mense, maar bietjie terugsit, afhanklik is van ander se besluite, en iemand met 'n afhanklike persoonlikheidsversteuring. Dis iets baie anders. Dit is iemand wat as jy vir hulle sê, luister, kom ons gaan roof die bank, en dan gaan hulle saam met jou. Verstaan jy? Daar's 'n groot verskil tussen Ja, kyk, trekke, eienskappe wat ons almal het en iets wat vasgehaak het. ja, en ek hou van jou voorbeeld van die afhanklike persoonlikheidsversteuring, maar omdat afhanklike persoonlikheidsversteuring nog 'n rare ding is of mense ken dit nie so goed nie of ons verwys nie so baie daarna nie. Kan jy miskien nou maar die en ek gaan nou maar sê die voor die hand liggende voorbeeld van 'n narcis gebruik. Wat hak daar vas wat ons sal verstaan wat jy nou sê? Ja, kom dit miskien om dit vir jou beter te verduidelik. Ons kyk na persoonlikheidsversteurings in groeperings, breedweg klusters. En as jy praat van die narcistiese persoonlikheidsversteuring, dan praat ons van daai 'n kluster waarna verwys word, daai groepversteurings wat gaan oor onbestendigheid, oor dramatiese emosionele, veral 'n onbestendigheid, waarin jou antisosiale persoonlikheid, grenslyn persoonlikheid, histrioniese persoonlikheid en natuurlik die narcistiese persoonlikheidsversteuring eintlik inval en saamgegroepeer word. En die vashak in daardie ene is die behoefte om positiewe terugvoer te kry en die moeilikheid om met ander mense te empatie. Nou ons almal hou daarvan om belangrik te voel. En ons almal vind dit soms moeilik om empatie met ander mense te doen. Maar as dit vasgehaak het en dit in die meeste situasies wil jy geadmireer word en in die meeste situasies is dit vir jou moeilik om met ander mense empatie te hê, dan vorm dit daai narcissistiese patroon. En dis nie so algemeen. Nee, dit is nie. En die ding is ek wil altyd hê dat mense moet fokus op wat jy sê is dat dit oral voorkom. Ek dink baie keer dink mense ek is getroud met 'n narcis of ek is saam met 'n narcis of my baas is 'n narcis, maar dan is hy of sy net so met jou. En wat jy hierso sê is baie belangrik. Dit moet 'n deurlopende, dis hoekom dit 'n persoonlikheidsversteuring is. Dit is deel van die persoon oral deurlopend in hulle lewe in alle omstandighede. En dit is altyd daar. Dit is altyd daarso. En ek dink dit is die belangrikste punt. Ja, en die bekendste vir meeste mense wat dit beter kan verstaan is die antisosiale persoonlikheidsversteuring, die sogenaamde psigopaat. En daar's mense wat met ander woorde altyd, maar altyd amper geen empatie het met ander nie, geen gevolge het nie, geen angstigheid het. Maar ons almal verstaan psigopatiese trekke. Ons het al baie gesê, "Jessie, daai persoon is 'n regte psigopaat. Hulle gee net wragtig niks om nie. Hulle het my daai cheque geskryf en daar bons hy." Maar dis nie noodwendig 'n psigopaat nie, dis iemand wat psigopaties optree of 'n psigopatiese trekke. Ek het ook al psigopaties opgetree of gedink of gevoel, jy ook, ons meeste mense. Maar as dit aanhoudend gebeur en jy is altyd in die tronk en niemand wil met jou vriende wees nie en jou eie ouers wil jou nie naby hulle meer toelaat. Na 50, 20, 30 jaar se herhaalde gedrag. Dan praat ons van die antisosiale persoonlikheidsversteuring. Nou die groot ding vir my altyd is dit is so moeilik om te identifiseer vir 'n gewone mens. Ek sê 'n gewone mens want dit is nou vir julle opgeleide mense iets anders. Maar dit is so moeilik om te identifiseer en in baie gevalle so raar. Maar hoekom is dit so dat almal wil weet hieroor? Dit is vir mense geweldig belangrik om te verstaan wat 'n persoonlikheidsversteuring is. En dan voel dit vir my maar hoekom wil mense dit weet? Ons as mense se aandag word baie meer getrek deur die ongelukke langs die pad eerder as die 6000 voertuie wat suksesvol verbygery het. Dit is maar net so. So ons is baie meer gemoeid met wat abnormaal is as wat normaal is. En jy is heeltemal reg. Persoonlikheidsversteuring is nie maklik om raak te sien nie, is nie maklik om te diagnoseer nie, selfs vir professionele mense wat daarmee werk. Ons as sielkundiges sit nie by die braai
en kyk na iemand met ekstra oë en sê, o, maar genade, jy's 'n narcistiese persoonlikheidsversteuring of wat ook al nie. Dit is nie moontlik om te doen. Jy moet iemand in baie omstandighede, jy moet baie deeglik kyk en verstaan en evalueer om tot daardie konklusie te kom. En die groot punt hier is wat jy sê, dis raar. Dis nie 'n algemene ding nie. En En dit is Louis, hoekom jy sien dit nie baie nie. ja, en dan die ander ding is natuurlik mense wil ook altyd hiervan weet en hulle wil weet hoe kan hulle die persoon verander om nie meer 'n persoonlikheidsversteuring Hmm. te ervaar nie of te hê nie of as 'n diagnose te hê nie. Kan hulle iemand verander? Kyk in 'n mindere of 'n meerdere mate en dit hang af. Daar is natuurlik suksesverhale. Daar is hulp, daar is terapie en behandelingsmetodes wat baie goeie resultate kry. Jy moet net verstaan wat verandering beteken. Verandering is nie 'n wit of swart ding noodwendig of iets wat magies van heeltemal punt A na punt Z toe gaan nie. 'n Verandering wys byvoorbeeld in afname en intensiteit van simptome, iemand wat minder impulsief word, in verbetering van interpersoonlike verhoudinge miskien. Dis nie te sê dis goed nie, maar dit is beter. En ook in meer koneksie met self en meer verstaan van self. So natuurlik, ons almal kan verander. Persoonlikheidsversteurings per definisie verander nooit, want dit is lank vasgehou. Maar natuurlik kan dit verander. Mens moet net verstaan waarvan jy praat as jy van verandering praat. Indien jy enige vrae het, kan jy 'n e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Op WieIsEk se webwerf is daar ook geweldig baie leesstof oor persoonlikheidsversteurings en die verskillende soorte wat 'n mens kry. Dan kyk gerus daar wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Dr. Louis Averbag. Hy is 'n kliniese sielkundige van Stellenbosch. Al sy besonderhede is beskikbaar hier by hierdie video, so gaan kyk gerus daarso. Deel die gesprek. Mens weet nooit wie het nodig om dit te sien nie. Dankie dat jy gekyk het en onthou, kyk mooi na jouself.